Goeiemiddag, dit is Johan Spies en ons gaan voort in ons reeks oor wie die waarheid van God in 'n leuen verander het. En vandag kom ons by die 5de deel uit hierdie boek. En hierdie deel handel oor evolusie. En vandag is dan die inleidende gedeelte daaroor. Ons gaan gesels oor wat presies is evolusie. Die gemiddelde mens, as jy hulle vra oor evolusie, sien hulle 'n prentjie soos hierdie van aapagtige wat al hoe regopper geword het en mettertyd 'n mens geword het. Dit is die algemene indruk wat die meeste mense het van evolusie. As ons egter kyk na die definisie van evolusie, en ons kyk wat die Merriam-Webster woordeboek daaroor sê, dan staan daar geskryf: Evolution is descent with modification from pre-existing species, en daardie streepie beteken dan eintlik 'n of, cumulative inherited change in a population of organisms through time leading to the appearance of new forms, the process by which new species or populations of living things develop from pre-existing forms through successive generations. Met ander woorde, ons sien dat met al hierdie verskillende forme van die definisie, gaan dit daaroor dat jy 'n spesie gehad het, dat daardie spesie mettertyd verander en 'n nuwe spesie vorm. En dan word daar gesê die manier waarop hierdie veranderinge plaasvind is mutasies. Ons het dit al bespreek toe ons gesels het oor DNA, en dat hierdie mutasies veroorsaak dat die nuwe individu anders lyk, en dat dit baie tyd neem vir hierdie veranderinge om voor te kom. En hierdie veranderinge word dan gevolg deur natuurlike seleksie, soos Darwin dit beskryf het, survival of the fittest, waar jou sterkste individu, terloops ons verstaan dikwels verkeerd wat hy bedoel het met sterkste individu. Dis nie die een met die meeste krag nie. Die sterkste individu is die een wat die meeste nageslag laat. So as ons volgens daai definisie gaan, dan is bakterieë die sterkste organisme wat daar is, want hulle laat die meeste nageslag na. Maar goed, kom ons kyk verder wat gaan aan in hierdie evolusie. Eerste ding waaroor ons moet gesels is mutasies. Ons sien hier ons DNA dubbel helix wat jy nou al goed leer ken het, en nou sien ons 'n breek wat in hom voorkom. Ons het daarvan gepraat dat hierdie stukkie kan verlore gaan. Hier kan heeltemal 'n nuwe stuk ingevoeg word, of hier kan blote verandering plaasvind. Dis jou verskillende tipes mutasies. Ons het in vorige besprekings al gesels dat hierdie mutasies in die meeste gevalle noodlottig is vir die individu, en die individu kan dit nie oorleef nie. So die kans vir 'n mutasie wat iets nuuts gaan meebring is bitter skraal. En nou is die God wat deur evolusioniste gebruik word tyd. Daar word gesê dat tyd, mettertyd, as jy genoeg tyd toelaat, dan gaan daar 'n verandering kom wat 'n verbetering kan meebring. Ons sal later oor hierdie kwessie praat. Ons het dit eintlik al aangespreek in vir die genoem dat tyd kan nie werk nie, omdat die natuur nie 'n laboratoriumboek hou, nie tred hou met wat in die verlede gebeur het en kan voortbou op die goeie daarvan nie. Natuurlike seleksie is dat as jy byvoorbeeld kyk na kameelperde, as daar 'n droogte kom en die bome is redelik kaal gevreet, gaan die een met die langste nek die blare nog steeds kan bykom. Die met korter nekke sal hom nie kan bykom nie en hulle gaan uitsterf. Dit erken 'n mens, dit is iets wat ons sien in die natuur. Maar kan dit 'n nuwe spesie veroorsaak? Wat natuurlike seleksie doen, is om net uit te soek, of te selekteer, die woord wat hulle gebruik, om te selekteer vir die natuurlike variasie wat daar is, dat die een wat gaan voortplant, kan oorleef. Ek het net nou gesê, dit gaan als oor voortplanting die sterkste. Kom ons kyk na die mens. Ons kan almal in dieselfde vertrek
wees en daar is iemand wat verkoue of griep het. Daardie virus versprei in die vertrek en almal word blootgestel aan die virus. Maar ons immuniteitstelsels verskil en die immuniteitstelsel word geneties saamgestel. Party van ons gaan siek word, ander van ons gaan niks oorkom nie. Hoekom? Omdat die immuniteitstelsel verskil. Is dit nou 'n seleksie om 'n nuwe spesies te vorm? As dit die geval was, sou die mens nie meer siektes gehad het nie, want deur natuurlike seleksie sou net die mense oorgebly het wat immuniteit gehad het teen al die algemene siektes wat voorkom. So u kan sien dat hier nie 'n manier is wat jou genepool vergroot word, met ander woorde variasie word nie vermeerder deur hierdie manier nie, variasie word eintlik verminder deur middel van natuurlike seleksie. Die ander beeld wat mense kry is as jy praat van die boom van die lewe, dan sien hulle die boom en dan is daar op elke dier 'n tak, soos dit hierso deur kunsmatige intelligensie voorgestel word. Dit is die siening wat mense het, maar waarin ons geïnteresseerd is die waarheid. En die vraag is, wat is die waarheid? Eerstens moet ons onderskei dat daar verskillende forme van evolusie is. Die eerste tipe is kosmiese evolusie. Daar moes materie, tyd en ruimte geskep word. En as ons kyk daarna, dan bring dit ons na Einstein se bekende formule van E is gelyk aan mc². Jy kan nie energie skep as daar nie materie is nie. Jy kan nie materie skep as daar nie energie is nie. Daar moet ruimte wees om die dinge in te skep, daar moet tyd wees om die dinge in te skep. En hierdie verskaf 'n groot probleem vir die evolusionis. Hulle het gekom met die sogenaamde Big Bang of die oerknalteorie, maar die oerknalteorie verklaar nie wat hier gebeur nie. Want die oerknalteorie sê dat 'n stippeltjie so klein dat jy hom nie eens kon sien nie, het ontplof. En daaruit is materie gevorm. As daar niks is nie, as daar nie materie was nie, wat kon ontplof het? Daar was nie tyd nie. Hoe kon tyd toe met eens ontstaan het? Daar was nie ruimte nie, want alles was saamgevat in daai een enkele kolletjie. So kosmiese evolusie is absoluut onmoontlik en dit is die basis waarop die meeste evolusionêre teorieë berus. Uit hierdie oerknal kom daar dan die ontwikkeling van elemente. Met ander woorde, die molekules die naaste aan waar die knal plaasgevind het, gaan jou eerste element waterstof vorm, 'n bietjie verder gaan helium gevorm word, dan lithium, beryllium ensovoorts volgens die periodieke tabel. Maar wat is verkeerd in hierdie teorie? As ons tamatie vat, kom ons sê 'n heeltemal 'n oorryp tamatie. Jy sit hom op 'n groot wit area neer en jy slaan hom met 'n baie groot hamer, sodat jy die hele tamatie op een slag plat slaan. Dan spat hy uitmekaar en dit is wat gebeur met die oerknal. Daai klein onsigbare kolletjie spat uitmekaar. Wat neem ons waar van die tamatie? Hoe nader ons aan die bron is, hoe meer stukkies van die tamatie is daar, hoe verder ons weggaan, hoe minder stukkies is daar. Maar nou word daar geredeneer dat in hierdie gedeelte waar daar relatief min stukkies is, moes die elemente ontstaan het wat 'n hoë atoomgetal het. So hulle kon nie in die begin ontstaan het nie. Maar ook beteken hierdie, as waterstof die oudste element is, sou ons verwag het dat dit of opgebruik moes wees, of dat dit die meeste moet verteenwoordig. En is waterstof die meeste? Waterstof kom baie voor.
maar daar is ander elemente wat net so dikwels voorkom. En hoekom sien ons nie die reeks soos dit in die periodieke tabel voorkom nie? Want hierdie bron van oorsprong sê, jou elemente moet voorkom tot die mate waar volgens hulle nommers is, want elke keer kry jy 2 goed saamgevoeg om die volgende element te vorm. Die derde vorm van evolusie is die evolusie van die sterrestelsels. Weereens word gesê dis die gevolg van die oerknal, en dan word daar gepraat oor die wetenskaplike bewys daarvan. Wat 'n wetenskaplike bewys is daar? Die wetenskaplike bewys is aan die een kant die sogenaamde Doppler-effek wat 'n mens kry, dat die liggolflengtes verskil, en jy kan sien of 'n ding nader aan jou kom en of dit weggaan op grond van die lig se samestelling. Impliseer dit dan dat daar 'n oerknal was? Nee, dit vertel net vir jou die rigting waarin dinge beweeg. Kom ons gebruik 'n ander voorbeeld. Jy kry 3 motors. Kom ons sê hulle ry weg van Kaapstad se kant af. Maar jy kry die een motor langs die Weskus, jy kry die een motor by Beaufort Wes en jy kry die ander een hier in Mosselbaai. Ons kan kyk na hulle spoed en ons kan die spoed terugwerk en dan kan ons uitwerk wanneer hierdie motors uit Kaapstad vertrek het. Maar nou sit ons met 'n paar probleme en hierdie evolusie van die sterrestelsel gaan gebuk onder dieselfde probleem. Wie sê vir ons almal het wel van dieselfde punt af vertrek? 'n motor hoef nie noodwendig uit Kaapstad te vertrek om langs die Weskus by Beaufort Wes of by Mosselbaai te wees nie. Hulle kon op verskillende plekke vertrek het. Maar die oerknalteorie sê almal kom van dieselfde plek af. En die oerknalteorie wil nie aanvaar dat daar 'n God is wat gesê het, laat daar wees, en daar was 'n sterrestelsel nie. Want dit is 'n verklaring waarom dinge wegbeweeg. Dit beweeg weg van die punt waar God hierdie woorde uitgespreek het. So die bewys is hierdie verandering in die kleur van die lig, maar dit kan nie teruggevoer word na die oorsaak daarvan nie. Die ander een is die wiskundige berekening van die spoed waarteen die verskillende gedeeltes beweeg, en dan word 'n polarisasie gedoen, dat ek so vashaak op my woorde, en dit word teruggetrek na 'n enkele punt toe waar dinge moes ontstaan. En as hulle vir jou sê dis 'n enkele punt, moenie dink dis 'n punt soos die punt wat ek en jy ken nie. Daardie punt is seker so groot soos ons sonnestelsel. So dit is 'n redelike groot gebied want die lyne oorvleuel redelik met mekaar. So dit wat gegee word as die evolusie van die sterrestelsel maak ook nie 100% sin nie. Dan kom ons by organiese evolusie. Dit is dat lewe moes ontwikkel. En vir hierdie lewe om te kon ontwikkel, moet daar sekere aannames gemaak word. Die eerste is dat dit 'n suurstofarm omgewing was of 'n reduserende omgewing in die begin. Maar by chemiese evolusie het hulle gesê die elemente het saamgesmelt om elke keer een hoër te vorm, en suurstof is redelik vroeg in ons periodieke tabel. So as daar nog nie baie suurstof was nie, dan kon die ander goed nog nie ontstaan het op daardie tyd nie, dan moet jou hoër elemente, yster en die goed moet nieter wees as wat suurstof is. Energie moes bestaan het, en dit sluit ook monomere in. Dit is, as ons kyk na monomere, dit is, kan 'n proteïen, aminosuur wees, dit kan ook 'n monosakkaried wees, die kleinste vorm van 'n suiker wat ons kry, iets soos glikose, en dan moes hierdie monomere in 'n geweldige hoë konsentraat teenwoordig gewees het. Ons gaan later weer daaroor gesels en vir u wys hoe onmoontlik dit is. Dan moes monomere
gebind het aan mekaar om polymere te vorm. 'n Polymeer is 'n hele string monomere en dan moes hierdie ontwikkeling lei tot lewe. As u na hierdie dinge kyk, kan u gerus kyk na video's van professor James Tour. Hy is 'n chemikus. Hy is 'n man wat oor die 700 internasionale publikasies het. Hy het 'n H-indeks wat so hoog is, dit is hoe dikwels mense na jou verwys. Sy H-indeks is iets wat ek nog nooit van gehoor het van tevore nie. En hy sal u vertel hoe onmoontlik dit is dat hierdie goed wel gevorm kon word, want dit is sy spesialisrigting, is om produkte te vorm in die laboratorium. Ons kry ook biologiese evolusie. Dit is waar een spesies ontwikkel in 'n ander spesies. En jy sal sien ek skei hier organiese evolusie van biologiese evolusie, omdat daar verskillende dinge ter sprake is. Dan kry ons ook mikroevolusie en dit is verandering binne spesies. En enige een van ons sal besef, daar is veranderinge binne 'n spesies. As ons kyk na die mens, as daar nie verandering in 'n spesies was nie, sou alle mense presies dieselfde gelyk het. So daar is veranderinge wat voorkom, en hierdie veranderinge bring mee dat elkeen van ons uniek is. Elkeen van ons het 'n unieke voorkoms. Mikroevolusie is iets wat ons wel kan aanvaar dat dit gebeur. Maar biologiese evolusie waar een spesies en 'n ander ontwikkel, is nog nooit waargeneem nie. Dit word afgelei uit fossiele rekords, en as 'n mens oor daai fossiele rekords gesels, sal 'n mens sien hoe ver dit tekort skiet. Dit maak nie voorsiening daarvoor dat als van dieselfde organisme moes kom nie, ensovoorts. Ons gaan later ook daaroor gesels, en dit is in een van die ander lesings in hierdie reeks. So, as ons begin praat oor evolusie, is die eerste punt wat ons moet besef, is dat daar verskillende vorms van evolusie is. En hierdie vorms het elkeen sekere probleme. As die evolusionisme jou praat, dan maak hy nie onderskeid tussen verskillende vorms van evolusie nie, maar hy gebruik dit wat op een vlak voorkom, om iets te probeer verklaar wat op 'n ander vlak voorkom. So dit is 'n sirkelredenasie wat gevolg word, en jy kan nie waarlik afleidings daaruit maak nie. Een van die dinge wat byvoorbeeld gebeur met organiese evolusie, is 'n eksperiment wat Miller-Urey, ek dink dit is hier in die 1950s al wat hulle hierdie eksperiment uitgevoer het, waar hulle water het, ek begin hier aan die regterkant, daar is die water in 'n fles, hulle verhit dit, dan word die water, die stoom word afgevoer na hierdie silindriese fles hierso, dan laat hulle 'n weerligstraaltjie, 'n elektriese stroom daar vry. In hierdie fles is al die molekules wat hulle dink wat in die oertyd op die aarde beskikbaar was. Byvoorbeeld jou koolwaterstowwe, water, ammoniak, waterstof, al daardie goed is daar teenwoordig. En dan is hierdie weerligstraal veronderstel om hierdie lewende molekules te skep. Wat wel gebeur, is dat hulle in hierdie buis hieronder vang hulle dan op wat gebeur het. En met hierdie eksperiment kon hulle sekere produkte maak. Maar daardie produkte was so min, dat jy nie daarmee kan verder gaan in 'n eksperiment om jou hele eksperiment verder te voer nie. Dit was die eerste probleem. Die tweede probleem is, daar is soveel onsuiverhede gevorm, dat jy ook nie verder daarmee kon werk nie. So mense wat abiogenese bestudeer,
gebruik elke keer nuwe chemikalieë van die rak af om 'n verdere stap te probeer doen. En dan probeer hulle sê, maar hierdie eksperiment saam met hulle sin bewys dat dit moontlik is om lewe te skep. Daar is geen bewys daarvan nie. Net so mense beweer dat daar al in 'n laboratorium 'n padda geskep is, dit is belaglik. Dit kan nie gebeur nie. Dit het nog nie gebeur nie. As ons sê ons gee vir iemand al die grondstowwe wat nodig is om lewe te skep, kan daardie persoon dit nog steeds nie doen nie. Kom ons kyk na die eenvoudige voorbeeld. 'n Persoon wat pas gesterf het. Al die chemiese stowwe is daar teenwoordig om weer 'n mens te maak. Maar jou chemikus, jou bioloog, niemand kan aan daardie persoon lewe gee nie. Om die waarheid te sê, as jy gaan begin om lewe te bestudeer, sal jy sien daar is nie eers 'n definisie vir lewe nie. Daar word sekere eienskappe van lewe gegee en is gewoonlik 'n stuk of 7 verskillende eienskappe wat gegee word en dit verskil ook onderling oor watter 7 eienskappe gebruik word. Hoekom is daar nie 'n definisie vir lewe nie? Omdat die mens nie weet wat is lewe nie, hulle weet nie hoe om lewe te skep nie. Maar hulle beweer hulle kan lewe skep, terwyl hulle nie 'n idee het wat dit is nie. God is die enigste een wat kan lewe gee. En God het lewe gegee, ook aan die mens. Hy het die mens uit die stof formeer en asem in sy neus geblaas en hom so lewe gegee. Dit is nie iets wat die mens kan doen nie. As ons dan wil teruggaan en ons kyk wat sê die Bybel oor evolusie, dan moet ons bietjie verder teruggaan as die stuk wat ek hier vir u gegee het. God openbaar homself aan die mens in verskillende maniere. Hy maak byvoorbeeld gebruik van sy seun om homself te openbaar, maar die wêreld het sy seun verwerp. Hy gebruik die skepping om homself te openbaar en deur evolusie verwerp die mens die skepping. So lees ons hier in Romeine 1 en in 2 Tessalonisense 2 dat God 'n gees van dwaling gaan stuur en dat hierdie gees van dwaling gaan maak dat die mens die skepping en Jesus Christus verwerp. En is dit nie besig om te gebeur rondom ons nie? Kom ons kyk 'n bietjie net na die gedeelte in Romeine 1 verse 18 tot 23. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle openbaar. God het vir elkeen van ons die mag gegee om die skepping rondom ons raak te sien, maar ons wil nie die skepping erken nie, ons wil glo, dis 'n toevallige ding wat gebeur het, ons ontken God as ons dit doen. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, en hierdie geken is nie 'n baie goeie vertaling nie, dit moet eintlik wees omdat hulle van God geweet het, wou hulle hom nie as God verheerlik of gedank het nie. En nou kom ons by die uitspraak, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Die mens verwerp God en hy dink hy's wys, maar hy het eintlik 'n dwaas geword en dit staan in die volgende sin. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. En hierdie laaste gedeelte, hulle wil dit wat die mens geskep het, verander, sodat jou dier en mens op presies dieselfde vlak is. Die verganklike mens en die voël en die viervoetige en die kruipende diere is als op dieselfde vlak,
want evolusie het hulle gebring. Maar God het alles gemaak, en God het die mens aangestel om te heers oor sy skepping. En dit beteken nie ons kan op enige manier met sy skepping te werk gaan nie. Ons moet op 'n goddelike wyse ook met sy skepping omgaan en die regte dinge daar doen. So, evolusie is 'n dwaalleer. Evolusie is 'n leer wat maak dat jy dwaas word, omdat jy dink dat jy in die wetenskaplike wys is. Jy het die heerlikheid van God verwerp, en daarom verwerp God jou. As jy nie tot inkeer kom nie, is jy vir ewig verlore. So jy het vandag weer die kans om nou die besluit te neem, gee ek my lewe vir God, of gee ek my hart oor aan Satan, dat ek die ewigheid in die verderf kan deurbring. Hemelvader, ons het vandag gekyk na die mens wat homself wys ag, die mens wat dinge uitdink, soos evolusie, en dan verhef die mens hulle eie verstand bo U almagtigheid. O Here, help elkeen wat hierna luister om nie in daardie struik te trap nie. Gee dat elkeen van ons U grootheid sal raak sien, dat ons U sal ken, dat ons harte tot U sal wend, dat ons U sal vra om ons aan te neem as U kinders, sodat ons sonde vergewe kan word, selfs al het ons op 'n stadium self van hierdie dinge geglo. O Here, werk in die hart van elkeen wat hierna luister, maar werk ook in die harte van diegene wat nie hierna luister, dat hulle sal wakker skrik en die dwaling wat hulle self op bevind, sal verwerp. Here, wees met die mensdom, U koms is naby, en die mens is besig om al hoe verder van U af weg te dwaal. Help U elkeen van ons wat in U, wat in die waarheid bly, dat ons U waarheid aan ander sal verkondig. Ek vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.